Ons het Vrydag bietjie saam met gestap in die Jesus se voetstappe, net aan daai laaste paar dae voor die kruis, en gesien wat die Here kom doen het, en hoe het hy net vir sy volk die boodskap gebring, om vir hulle te sê, ek kom om julle los te koop, ek kom om julle vry te maak van die wet, en ek kom om julle vry te maak van werke, en ek bring my genade, en ek bring my liefde, en ek sterf van die kruis vir julle, en dat julle is gemaak in my beeld, en my gelykenis, en ek het kom soek wat myne is, ek het kom terugneem wat myne is, wat die wêreld wil steel, en vandag gaan ons bietjie verder stap, in die voetstappe van Jesus, want daar's 3 goedjies wat gebeur, en ons het Vrydag geskryf, en ek wil vir julle weer wys, daar's 3 goed wat gebeur, en ons gaan gesels oor, hoekom het hierdie goeters gebeur vandag? Daar was 'n kruis gewees, en dan het die Here, daar was 'n Sabbatsrus gewees, en dan was daar 'n oop graf gewees, en die Here het gekom, en hy het vir ons, waar is my prentjie nou? Hy het vir ons kom lewe gee. Hy het vir ons kom rus gee. En hy het vir ons kom oorwinning gee. Oorwinning kom gee. En ek wil bietjie met julle gesels oor daai 3 goed wat die Here vir ons gebring het, en hoekom het hy daai 3 goeters gedoen? En as ons kyk na die kruis, ons het was 'n voorreg gehad om daarby by Anna Martel se troue te wees, en ek het geraak aan hierdie boodskap, en ek wil dit bietjie met julle deel, en kan nie onthou of ek het al gedeel, maar as jy het gehoor het, mag die Here net ietsie nuuts kom, want ek het ietsie nuuts gesien daarso, mag die Here net iets nuuts kom doen in jou hart, oor die kruis, en as ek dink aan die kruis, het onthou die Here, die Ou Testament, verklaar die nuwe, en die nuwe, bevestig die oue, so die 2 loop hand aan hand. Die Here het reeds in die Ou Testament vir ons goed kom wys, en reeds in Genesis 1, 2 en 3, die Here al soveel kom oopbreek oor wie hy is en wat hy gaan doen. En ons kan soveel goed lees daarso, dit wat die Here vir ons kon doen het, en ons kan al klaar sien in Genesis 1 vers 1, dat die Here al reeds na die kruis verwys het, net in 'n woord wat hy daarso sit. En as ons verder lees, dan kom sien ons, dat die Here gee vir ons 'n prentjie oor wat hy gaan kom doen. It's amazing. Want hier is Adam. Adam is alleen, en die Here laat Adam slaap. En dan kom hy na Adam toe, en die woord sê, en hy vat 'n rib. Daai woord is die woord tsela, wat beteken sy. Die Here kom en hy vat 'n sy van Adam, hy vat 'n deel van Adam, en hy maak die vrou. En toe bring hy die vrou, die bruid, na Adam toe. En hulle word een, want Adam sê, dis been van my been, vlees van my vlees. Nou jy wil nie 'n deel van jou been uithaal of deel van jou vlees uitruk nie. Jy wil nie, dis een, dit kan nie uitgehaal word, dit kan nie gesepareer word nie, want dan gaan jy vermink wees. So daar kom die Here en hy vestig 'n verbond. 'n Verbond is iets wat nie verdeel kan word nie. 'n Verbond is iets wat blywend is, wat vas is. Dis been van been, dis vlees van vlees. En die Here kom en hy vestig 'n verbond tussen hulle. Maar toe kom die sonde, val. En die mens word geskei van Jesus Christus af. En dan lees ons iets interessant. Dit sê daarso, praat met die vrou, en hy sê in Genesis 3 vers 16, na jou man sal jou begeerte wees. Is dit nie presies die beeld van die kerk vandag nie? Ons is deel van Christus. Christus het ons gemaak, en toe kom sonde, en hy verdeel, hy sit ons een kant, ons separate ons van die Here, en nou het ons 'n begeerte na hom. Dis iets hier binne, jy kan nie weghardloop van dit nie, jy kan dit nie ignoreer nie, dis daar. God het dit daar gesit. Is 'n behoefte na hom. En jy gaan iets soek, jy gaan iemand soek, jou begeerte gaan wees na jou man, jou begeerte gaan wees na Vader God. En dan kom hy ook, en hy sê vir die man in Genesis 3 vers 9, en die sweet van jou aangezicht sal jou brood eet. Brood, Johannes 16 is Jesus. Jy gaan die Here soek deur die sweet, jy gaan nou werk om daai verhouding te probeer herstel, omdat jy 'n begeerte het vir Vader God, gaan jy nou kom, jy soek die brood van die lewe, jy soek Jesus Christus.
En nou gaan jy sweet, jy gaan nou werk vir dit. Wette en verordeninge en hoeveel goeders wat jy moet doen en nakom, sodat jy daai verhouding kan probeer herstel. Maar hoor hierso wat sê die Here. Toe hy kom en hy soek sy seun in die tuin, in Genesis 3 vers 10, kom die Here en hy soek sy seun in die tuin, en hiersoos wat Adam vir die Here sê, die eerste ding wat Adam sê, nadat sonde plaasgevind het, en hy kruip weg, en die Vader kom en hy soek sy seun, sê Adam vir die Here, Vader God roep na die mens, en hy antwoord, ek het 'n geruis gehoor in die tuin en gevrees. Kan jy sien, die eerste ding wat op mens kom is vrees, want ek is naak en daarom het ek my verberg. Onthou hulle voor die sondeval was hulle nie naak nie, want sê in Genesis 2 vers 50, die man en die vrou was naak, maar hulle het nie geskaam nie, want die Gees het hulle gedek. Hulle het mekaar deur die geestelike gesien, hulle het die beeld en gelykenis van God gesien, maar na sonde het hulle die vlees gesien, die dood, en toe vrees hulle. En ek besef Adam was bang, want hy het geweet, nou is daar 'n dood. En hy is bang vir die dood. Maar hierso kom Jesus en hy het 'n plan gehad. Jesus het 'n plan. En daar in die tuin van Getsemane kom Jesus en hy bid en die sweet verander in bloed. Want Jesus kom en sê, dit gaan nie meer deur werke wees nie, maar nou deur my genade. Ek gaan dit verander. En Jesus sterf aan die kruis. Vir my en vir jou. Sodat ek en jy kan lewe. En dit is Vrydag gebeur, dat Jesus aan die kruis kom sterf. En toe steek hulle hom in sy sy, en wat loop uit? Water en bloed. 'n deel is uit Jesus uitgeneem, uit sy sy uitgeneem, water en bloed, vergifnis en skoon was. Hy kom en was sy bruid skoon, en net daar so is die bruid gebore, ek en jy. Jesus kom en deur sy bloed en deur sy water kom en hy red ons, en hy was ons skoon van alles, en ek en jy ontvang lewe. Is dit nie amazing nie? En ons word deel van Jesus, ons word deel van die bruid van Christus. En toe gebeur daar nog iets. Jesus sterf, en hulle vat Jesus, en hulle sit hom in 'n graf, en dis die Sabbatdag. En Jesus is in volmaakte rus, as ek dit so kan sê. Prentjie van volmaakte rus, op die Sabbatsdag. Want kyk hierso wat sê die Here. Die Here het 6 dae het hy gewerk, en op die 6de dag het hy die mens gemaak, en op die 6de dag het hy aan die kruis gesterf vir die mens. En op die 7de dag het hy gerus. Wat moes ek en jy doen? Ek en jy is op die 6de dag gemaak. Wat is die eerste ding wat ek en jy moes ingegaan het? Dag 7. Rus. Dis die eerste ding waar ek en jy moes ingestap het. Is die rus, die Sabbatsrus van Jesus Christus. Sodat ek en jy van daai plek af kan lewe. Sodat ek en jy van daai plek af saam met Jesus kan stap. Sodat ons van daai plek af kan doen wat die Here ons voor geroep het. Jy sien, ons werk van rus af. Ons werk nie vir rus nie. Ons werk vanaf die Sabbatsrus. En hierso kom die Here, en hy kom en maak dit weer nuut, hy kom bevestig weer, hy stap aan die kruis, en die volgende dag is die Sabbatsrus. Dit is nie amazing nie. En hy wil vir my en jou kom sê, dat ek bring my Sabbatsrus, sodat jy kan lewe, en van daar af gaan jy in my Sabbatsrus in. Die Here het dit reeds vir sy volk gewys. Hebreërs 3 en 4, sê hy vir sy volk, ek kan dit vir jou lees daarso. Kom ek lees dit daar. Hierso praat die Here met sy volk, en hy sê, Hebreërs 3 vers 17, en op wie was hy 40 jaar lank vertorend? Dis toe hulle in die woestyn was. Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lijk in die woestyn geval het? Hulle wou nie in die Sabbatsrus ingaan nie. Kanaan was die prentjie van God se rus vir sy volk. Die plek waarheen hy wil vat, die plek van die teenwoordigheid. Kanaan het nie so seer gegaan oor die land nie. Dit gaan oor die teenwoordigheid van Vader God. God het 'n plek waar hy sy volk wil afsonder, waar hy wil hê hulle moet leef in sy teenwoordigheid.
waar hulle in verhouding met hom wees, waar hulle in 'n rus kan wees. En hierso het die volk nie ingegaan nie, toe is hulle 40 jaar lank in die woestyn, en toe sterf hulle daar, want jy moet in rus lewe. En hy sê toe, en aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, in Kanaan? Behalwe die ongehoorsaames, hulle sal nie ingaan nie. En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou. Dis nog daar vir my en jou vandag. Dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Mense, die Here het sy volk genooi in sy rus in. Dis wat die Here gedoen het. Maar hier is die interessante ding. Toe die volk éventueel in die Here se rus ingaan, wat is die eerste ding wat hulle doen? Hulle veg. Maar Here, dit maak nou nie sin nie. Hoe werk dit nou? Hoe sê u vir hulle, ek het 'n land, Kanaan is, ek nooi in my rus in, maar dan moet jy veg. Jy moet stede oorwin, jy moet volke uithaal, en jy moet weer plant en opbou en herstel, en jy moet al hierdie werke doen, jy moet kom, jy moet jouself vestig, al hierdie goeders doen. Mense, wat ek dink, ek weet nie, ek het die Sabbatsrus in 'n groot mate verkeerd gesien. Want ek is geleer dat dit 'n dag is wat ek net moet stil sit, lê en net rus. Yes, dit is dit. Ek glo dit is dit. Maar ek glo die Sabbatsrus om te verstaan jou posisie in Vader God. Dis 'n dag om jou te herinner aan wie jy is in Vader God. Laat hy jou kom vrymaak het, laat hy vir die oorwinning gee, laat hy vir die plek gee waar hy wil hê, so elke dag is 'n Sabbatsrus. Want elke dag stap ek in die oorwinning van Jesus Christus. Hulle het in die Kanaan gebly, elke dag. Hulle het nie ingegaan op 'n dag en uitgekom en weer in die woestyn gewerk en dan in 'n dag ingegaan en uitgekom nie. Hulle het in Vader God se Sabbatsrus ingegaan. Ek en jy, as ons die lewe ontvang, gaan ons in God se Sabbatsrus in. En ons bly daar, ons woon daar, ons werk daar. Ons doen alles daar. Is dit nie amazing nie? Want ons is konstant in die rus van Jesus Christus. En die Here kom en hy wys daai prentjie vir ons. Hy sê, kom ontvang die lewe, en as jy die lewe het, gaan in my rus in. Gaan in my rus in. Kom in my Sabbatsrus in. Want dis waar daar vrede is. Dis waar daar oorwinning is. Dis van waar jy die land bewerk. Dis van waar jy doen wat ek jou voor geroep het. Van 'n plek van rus. Want toe ek mens gemaak het, het hy eers gerus. Eers in my Sabbatsrus ingaan. En van daar het hy die tuin bewerk. Dis nie amazing nie, mense. Ek dink dis 'n openbaring van wat die Here vir ons wil sê. Net van waar ek en jy is in Christus. En as ek en jy in die rus van Jesus Christus is, dan ontvang ons die oorwinning van Christus. Want mense, as jy in 'n rus is jy in oorwinning. Is dit nie amazing nie? En die Here kom en hy gee vir ons die oorwinning. En ek wil vir jou lees daarso, Matteus 28 vers 1. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria na die graf toe om te gaan kyk. Jy sien, hulle sê hierso, dat na die Sabbat, so dit was na die 7 dag, vir hulle was dit na die rusdag, die 7de dag was die Saterdag vir hulle gewees, en was die rusdag, nou is dit Sondag eerste dag, en het sê daarso, en toe dit begin lig word, iets niets het deurgebreek. Daar was 'n nuwe ding wat gekom het. Dit was die eerste dag van die week. Vir baie van die mense wat toe geleef het, was dit afgaan, Jesus is dood. Maar ek wil vir jou sê, Jesus was nader as wat baie van hulle besef, het op baie oomblik. Ek wil vir jou sê, Jesus is nader as wat jy besef. En hierso kom Maria Magdalena en die ander Maria, en hulle kom na die graf toe. En ek kan myself net voorstel, hulle moet teleurgestel, dit moet hartseer wees. Die Messia het gesterf, hy's dood.
En Sabbatsrus kon hulle nie gaan het nie, maar hulle wou gaan en nou is dit die nuwe dag en hulle is opgewonde om graf toe te gaan, hulle wil graf toe gaan, maar hulle gaan met 'n swaar hart soontoe. Hulle is teleurgestel. Baie keer is ek en jy teleurgesteld in hierdie wêreld. Ek en jy dra 'n swaar hart. Ons is seer gemaak, daar is teleurgesteld. Ons is stikkend. En miskien het ek en jy nodig om na die graf toe te gaan, sodat ons die volmaakte rus kan beleef. Jy sien, die Here sterf aan die kruis, gee vir ons lewe, hy nooi ons in sy rus in, en dan wil hy vir jou vanuit daai plek het, wil hy vir jou oorwinning gee. Dankie Here, dat ons hierdie kan sien vandag, Here. Maak ons oë oop, Vader, maak ons harte oop, om dit wat U wil doen, Here, dat ons dit kan ontvang vandag, Here Jesus. Matteus 28 vers 2, en daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom, en die steen van die opening weggerol, en daarop gaan sit. Jy sien, hierso kom 'n aardbewing, en 'n engel, en hy rol die steen weg, maar ek wil vir jou sê, Jesus het klaar opgestaan. Jesus het klaar oorwin. Hy het nie die steen weggerol sodat Jesus kon uitgaan nie. Hy het die steen weggerol sodat Maria Magdalene en Maria kon inkyk. Want daar was iets wat hulle gedra het, 'n teleurstelling, 'n hartseer. En hulle het nodig gehad om in die graf te kon kyk, sodat dit kon verander in vreugde en in oorwinning. Hulle het nodig gehad om te sien, die graf is leeg. Jesus het opgestaan. Daar het iets gebeur, want as ons verder lees, dan sien ons, hulle het vol vreugde, het hulle van daar af teruggehardloop na die disippels om te gaan vertel. So het gekom met teleurstelling, maar het gegaan met vreugde. Daar het iets gebeur by die graf. En ek en jy het partykeer nodig om daar te kom, sodat my en jou geloof gestig kan word, sodat ek en jy weer bewus kan wees van wat Jesus vir my en jou gedoen het op hierdie dag, 'n paar honderde jare terug. Dat ek en jy kan herinner word, dat dit wat ek dra, het Jesus voor gesterf. En kan ek na die graf toe kom en herinner word van dit wat Jesus vir my gedoen het, sodat ek van daar af weer in vreugde, in nuwe krag, in oorwinning weer kan gaan, en vanuit rus af kan werk, vanuit die Sabbatsrus uit kan werk vir hom. Matteus 28 vers 3, en sy gedaante, die engel wat daar was, sy gedaante was soos weerlig, en sy klere soos wit soos sneeu. Daar was 'n aardbewing. Mense, toe die Here gesterf het, toe skud hy hel. Die Here het 'n aardbewing gebring, nie net daar nie, maar die hel ook kom skud. En daar was weerligheid, lig gebring in duisternis. En die engel se klere is wit soos sneeu, die Here het dit wat vuil is kom skoonmaak. Die Here kom, as jy die Here wat vuil is, kom die Here en hy wil dit kom skoonmaak. Matteus 28 vers 4, en uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. En sê, dit wat oor jou wil waghou, dit wat autoriteit wil neem oor jou lewe, dit wat by jou wil lieg om te sê, jy is nie goed genoeg nie, jy gaan dit nie maak nie, dit word soos 'n dooie by die graf van Jesus. Dit kan nie standhou by die graf van Jesus nie, want daai klip was toegewees en het 'n einde aangekondig, maar nou is hy oop en nou verkondig hy 'n oorwinning aan. Nou verkondig hy aan, laat die Here het oorwin. En die vyand sal soos 'n dooie word in die teenwoordigheid van die Here. Sy planne is nietigheid in die teenwoordigheid van die Here. Daarom moet ek en jy staan teen dit. Moet ek en jy herinner word. Die graf is oop en Jesus het opgestaan. Matteus 28 vers 5. Maar die engel antwoord en sê vir die vrou, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy kom en bevestig, yes, die Here het gekruisig. Maar daar's iets niets. En hy kom en hy sê vir hulle, moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Mense, wat het Adam gedoen? Die eerste ding, toe hy in die tuin was, toe Vader God sy seun soek, toe vrees hy. Hoekom? Want skielik was daar dood. Skielik was daar dood gewees. Nee.
En hierso kom hulle en hulle kom na die graf toe en hulle vrees. En die engel sê, moenie bang wees nie. Want mense, ek en jy vrees. Ons vrees dood, finansiële dood, emosionele dood. Ons vrees fisiese dood, geestelike dood. Ons vrees dood, en ek besef toe ek dit lees, toe besef ek, daai vrees was as gevolg van dood, 'n vrees vir dood. Adam het voorheen, kon hy nie doodgaan nie, maar na die sonde toe besef hy, ek kan doodgaan, en ek is geestelik dood, en ek kan fisies doodgaan, daar's 'n vrees vir dood. Hy was bang gewees. En hierso kom die eerste ding wat die engel vir Maria sê, moenie bang wees nie, want die dood is oorwin. Jy hoef nie meer bang te wees nie. Want in Christus het opgestaan, en in Christus kan jy lewe. En jy het die lewe, tot in ewigheid. Moenie vrees nie. Is nie amazing nie. Later toe die Here by die disippels kom, eers ding wat hy sê, moenie vrees nie. Moenie bang wees nie. Ek het opgestaan. Ek het die dood oorwin. Is nie amazing nie. Romeine 6 vers 23. Want die loon van die sonde is die dood. 1 Johannes 4 vers 16. En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde, en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. As ek na die graf toe gaan, en ek surrender, dan bly kom God se liefde in my, en die kruis, wat hy gedoen het, kom die liefde van Jesus in my hart, en hoor wat sê hy, daar is geen vrees in die liefde nie. Maar die volmaakte liefde dryf die vrees buite, want die vrees sluit straf in. En hy wat vrees is nie volmaak geword in die liefde nie. Mense, ek kan nie meer sterf nie. In Christus het ek lewe vir altyd. Want Jesus het die dood oorwin. En sonde kan nie meer oor my heers nie. Want die liefde van Jesus is in my. Hy is in my en ek is in hom. En waar die liefde is, kan daar nie vrees wees nie. Want toe ek by die graf kom, toe ek by die kruis, toe hierdie goed is gebeur, toe ek my lewe vir die Here surrender, toe ontvang ek die liefde van Jesus. En ek hoef nie meer bang te wees vir die dood nie, want ek weet nou, hy het dit oorwin. Nie amazing nie, nee. So maak nie saak wat die Satan vir jou kom vertel nie. Maak nie saak vir die labels wat hy op jou sit nie. Jy hoef nie meer bang te wees nie. Want die Here het vir die oorwinning gegee. Matteus 28 vers 6. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Hy nooi hulle in. Hy nooi vir jou in vandag. Dit wat jy dra, jou bekommernis, jou seer, jou teleurstelling. Hy nooi jou in, hy sê kom kyk binne, kom kyk vir jouself. Die Here het opgestaan, hy sê meer daar nie, hy het dit oorwin. Kom kyk. Matteus 28 vers 7. En gaan haastig. Die Here roep ons in, en dan stuur hy ons uit. Want dit wat jy ontvang het, moet jy ook vir ander gee. En gaan haastig, sê vir die disippels, hy het opgestaan uit die dode, en gaan voor hulle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Galilea? Hoekom Galilea? Hoekom moet ons nou soontoe gaan? Hoekom gaan ons die Here in Galilea sien? Kyk, ek het julle dit gesê. Sien, Jesus weet die Here, nee. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap. Ek dink hier was 'n ander tipe vrees gewees. Ek dink nie dit was die vrees vir dood nie. Maar nee, ons kan weer praat, daar's 3 tipe vrese, maar in elk geval. Met groot blydskap kan jy sien, sorrow turned into joy at the grave. En hulle het gehardloop om aan sy disippels te vertel, en terwyl hulle op die weg was, om dit aan die disippels te vertel, kom Jesus hulle met een steen en sê, wees gegroet.
Toe kom hy hulle nader en toe kom hulle nader, gryp sy voete en aanbid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Sien jy? Moenie vrees nie. Eerste woord aan hulle. Gaan heen en vertel my broeders dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. Hy sê dit weer vir hulle. Maar hoekom Galilea? Hoekom sê die Here hulle moet na Galilea toe gaan? It's amazing. Ek wil vir jou lees. Matteus 4 vers 12. En toe Jesus hoor dat Johannes in die gevangenis gesit was, het hy na Galilea teruggegaan. Jesus na Galilea teruggegaan, sodat vervul sou word wat gespreek is deur Jesaja 9 vers 1. Die profeet toe hy gesê het, die land Sebilon, die land Naftali na die see toe oorkant die Jordaan, Galilea van die heidene. Hy gaan na Galilea toe, want Galilea is die plek van die heidene. Jy gaan dit nou snap. Die volk wat in duisternis sit, hy haal nou aan Jesaja 9 vers 1. Die volk wat in duisternis sit, die heidene, die verlorenes, het 'n groot lig gesien. En die wat sit in die land van die skaduwee van die dood, vir hulle het 'n lig opgegaan. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Jesus staan op en hy gaan na die disippels toe en hy gaan direk na die wat hom verraai het, wat hom gelos het, wat weggehardloop het, want hy is lief vir hulle en hy sê vir hulle, as julle my wil sien, gaan Galilea toe, want Galilea is die plek van die heidene. Want nou het Jesus opgestaan, nie net vir die Jode nie, maar ook vir die heidene. En Jesus sê, gaan en verkondig, gaan en red die mense, jy het lewe ontvang, en toe jy lewe ontvang, toe gaan jy in die Sabbatsrus van Jesus in, en toe jy in Sabbatsrus ingaan, kom die Here en hy gee oorwinning, en nou wat jy moet doen, is jy moet daai oorwinning vat, en gaan uit, na Galilea, na die heidene, en gee dit vir hulle, want daar gaan hulle my sien, amazing, want dis waar ek is, mense, ons moet hierdie goeie boodskap vat, en ons moet uitvat na die wêreld toe, ons moet vat na die gebrokenis, die mense wat nie weet nie, die mense wat nog nie in die rus is nie, mense wat nog nie het wat ek en jy het nie, ek en jy kan nie hierdie goed vir onsself hou nie, ons elkeen het 'n leesstoel nodig, wat ons ten minste kan volmaak, daar's iemand wat jy kan een persoon in 'n jaar, inlei, in dit wat Jesus vir hulle gegee het. Een persoon in 'n jaar. Ek is seker ons elkeen kan dit doen. Ek wil jou aanmoedig, bid vir 'n leesstoel. Jy hoef nie 'n naam op te sit nie, jy hoef nie die stoel te beperk nie, maar sê, Here Jesus, wys my, Here, wie's daar rondom my, Here, bring iemand oor my pad, Here, lei my na iemand toe, Vader, vir wie ek die goeie nuus kan gee. Here, iemand wat sal deel raak van die kerk, want die Here werk deur sy kerk. Iemand wat weer hier kan sit en die stem kan hoor en die hart kan hoor en kan opgewonde raak en weer kan deel raak en weer kan uitgaan en weer iemand anders kan inbring. Mense, want vir my, vir persoonlik, gaan dit nie oor getalle nie, maar vir die koninkryk gaan dit oor getalle. En daarom gaan dit vir my oor getalle. Ek wil almal gered sien. Ek wil die wêreld gered sien, maar die Here doen dit deur my en jou. Hy doen dit deur sy kerk. Ek en jy het nodig om uit te gaan, want Jesus is by Galilea. En ons moet hom daar ontmoet. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus. Dankie vir die woord, Vader. Dankie Here dat U lewe gebring het. Dankie Vader dat ons in die rus kan ingaan. En dankie dat U vir ons die oorwinning gegee het. En dankie dat ons vandag kan bewus wees, Vader, van dit wat U kom doen het. Here Jesus, kom raak ons harte aan, Here. Here, laat ons van die graf af hardloop vandag, Here. Laat daar 'n opgewondenheid en 'n vreugde in ons is, Here Jesus. 'n Vrees dat die verlorenes sal verlore gaan. Dankie Jesus. Here, en ja Here, soos die disippels het na hulle toe gegaan, het vir hulle gesê, gaan Galilea toe. Maak nie saak wat jy gedoen het, maak saak vir jou verlede nie. Gaan. En toe Maria en toe twee Marias by die graf was, en hulle was teleurgesteld, het die Here van daar gesê, maar gaan dat disippels toe. Jy sal op die pad sal jy nog genesing ontvang. Maar gaan soos jy is, gaan. Gaan vertel. Dankie Here Jesus.
Dankie Vader, ons ontvang die woord vandag. Ons het met opgewondenheid, Here, en vreugde. Here, gaan ons van hierdie plek af stap, Vader, om te weet, U het die oorwinning gebring in die naam van Jesus Christus.